Kolossense 3. Dan hou ek vir julle voor vanaf vers 1. Die perikoop opskrif sê vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene of onbesnedene, barbaars, slaafs, vryman is nie, maar Christus is en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God, die Vader, deur hom. Ons lees so ver uit die woord van die Here. Kom ons sit net so en dan doen ons 'n gebed saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die God drie in een, die ware lewende God, die aanbiddelike hemelse Vader. Here, dankie dat ons nou as gemeente na U toe kan kom, Here, met vrymoedigheid en tot U bid. Here, dankie dat ons ook net U genade kan sien reg deur die lewe. Here, soos wat ons nou in die konsenstorie gepraat het, Here, hoe net weer U genade besef het. Here, soos wat 'n mens deur die boek Rigters werk, kan sien 'n mens hoe U genade op genade bewys. Here, en ons as mens verdien U genade nie, Here, maar tog het U ons so lief, dat U ons genade bewys het. Here, ek vra dat U ook so met elkeen sal wees. Here, dat U elkeen van ons harte sal voorberei vir die woord. Here, dit is U woord wat lewe gee. Here, en ek vra dat U saad wat U woord saai, sal op harte val en ook so ontkiem, laat geloof sal groei. Here, ek vra dat U asseblief met Dominee Johan sal wees, waar hy in die bed is. Here, dat U hom asseblief sal genees van die siekte. Here, maar ook so dat U sy gesin sal veilig hou, en ook so gesond sal hou. Here, ek vra dat U asseblief met die VBS sal wees. Here, wat nou hierdie vakansie gaan plaasvind, ek vra dat U met elke kind sal wees. Here, U weet wat se kinders gaan opdaag.
Here, maar ek vra dat U ook in hulle harte sal werk. Here, laat hulle tot bekering sal kom. Here, ons sien reg deur die Nuwe Testament en ook deur die Ou Testament die liefde wat U vir kinders het. Here, en ek vra dat elkeen van ons, maak nie saak wat se ouderdom ons is nie, Here, maar waarlik net 'n liefde vir kinders sal kry. Here, net omgee vir hulle siele. Here, daar soveel kindertjies wat verlore gaan sonder dat hulle U ooit geken het. Here, maar ek vra dat U asseblief in hulle harte sal werk. Here, selfs met die jong mense van die gemeente. Here, ek vra dat U asseblief met hulle sal wees. Here, dat hulle pad sal suiwer hou. Here, dat hulle altyd op U sal fokus. Here, waar jong mense deesdae aan die aarde ingesluk word, miskien nie letterlik nie, maar Here, is soveel lelike goed nou. Here, as 'n mens daar in Lynnwood ry en 'n mens sien daai kuierplekke en goed waar jong mense in die aande uithang. Here, vra ek, Here, dat U asseblief met daai mense sal wees. Here, laat U asseblief oortuiging in daai jong mense se harte sal bring. Here, dat hulle sal besef as hulle nou tot sterwe kom. Here, dat hulle vir ewig verlore gaan wees. Here, en ons weet dat jong mense baie keer spot oor die hel. Here, maar die hel is nie sommer te spot nie, Heer. Here, dit is waarlik 'n plek van pyniging en smarte. Here, maar ek vra dat U asseblief genade aan hulle sal bewys, Heer, dat U hulle sal roep tot bekering, asseblief, Here. Here, wees ek so asseblief met die kerkraad van die gemeente, met die besluite wat hulle moet maak, Here, ek vra dat U met elke besluit sal wees, met elke kerkraadsvergadering, Here, dat hulle nooit 'n besluit sal maak, sonder die sekerheid dat dit in U wil is. Here, dankie dat ons weet dat U vrede gee, wanneer ons in U wil is. Here, ek bid hierdie dinge in die wonderlike naam van ons Koning en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek wil julle aandag vestig op ons teks van oordenking, Kolossense 3 vers 1. Ek hou vir julle voor, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Ek wil vandag met julle praat onder die tema, as jy saam met Christus opgewek is. Paulus praat hier oor 'n baie belangrike deel van 'n Christen se lewe. Hy praat hier met Jode en Grieke wat gered is, wat saam met Christus opgestaan het. Maar die probleem was, die Jode was nog steeds gefokus op die wet en die gebruike. En die Grieke se fokus was meer gerig op wysheid en kennis as wat dit gerig was op Jesus. En al hierdie dinge is sterk op versadiging van die vlees, soos ons lees in die laaste paar verse van hoofstuk 2. Hy sê aan hulle in vers 2, bedink die dinge daarbo en nie wat op die aarde is nie. Want die gemeente se fokus was op alles gerig, behalwe op Christus. Hy sê in Kolossense 2 vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge? Hulle het getuig, hulle is gered, maar hulle dade het anders gewys. En daarom praat hy met hulle in hoofstuk 3 oor die nood van sondes wat nie hoort in 'n geredde persoon nie en ook van heiligmaking. Hy begin die hoofstuk met die baie positiewe woorde waarin hy met die geredde mense praat van die gemeente, dat hulle eerder hulle fokus moet stel op Jesus Christus en dat hulle lewe wel daarvan moet getuig. En dan kom hy by die baie ernstige deel en dit is die dinge wat nie hoort in 'n kind van God se lewe nie. Paulus trek weg, hy noem die sondes by die naam. En ek is seker daarvan dat hulle nie baie daarvan gehou het nie. Toe hulle hierdie brief gelees het, dink ek nie dit was elke keer 'n glimlag en 'n gelag nie en 'n dankbaarheid nie.
maar wel 'n bewuswording van die sonde wat in hulle midde is. En so is baie Christene vandag nog, hulle is nie gelukkig as daar oor sonde gepraat word nie. Baie mense in die lewe wil eerder net positiewe dinge van die geloof hoor, soos die ewige lewe en die liefde van God. Maar hulle wil nie die prys betaal om in hulle self te sterf nie. En daarom wil hulle eerder net die positiewe, die mooi beloftes hê wat die woord van God vir ons vertel. Maar hulle wil nie die harde woorde hoor van hulle sonde nie. Maar ons as kinders van God, wat saam met Christus opgestaan het, moet deur hierdie tweede genadewerk gaan. Ons moet deur heiligmaking gaan. Ons moet groei in die geestelike lewe en groei in ons geloof. Dit help nie jy is losgekoop van die sonde en jy is lewend gemaak deur Christus, maar jou lewe lyk net eenders soos die wêreld. Ons kan nie die sonde doen in ons lewe as ons in Christus lewend gemaak is nie. Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons as kinders van die Almagtige moet besef, ons is tot heiligmaking geroep. Ons lewe moet verander, ons kan nie soos die wêreld lewe nie. Daarom is dit dat elke brief van Paulus praat oor heiligmaking. Dit is nie 'n keuse wat ons kan maak of ons daardeur wil gaan of wil ons nie daardeur gaan nie. Dit is die wil van God. 1 Tessalonisense 4 vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En daarom wil ek met julle vanaand praat oor sondes wat doodgemaak moet word in die belangrikheid van heiligmaking, as jy saam met Christus opgewek is, want ons is nie geroep tot onreinheid nie, maar geroep tot heiligmaking. En dit is die wil van God. Dit bring ons by eerste gedagte, as jy saam met Christus opgewek is, maak dood die dinge wat nie hoort in 'n kind van God se lewe nie. Kolossense 3 vers 5, maak dood aan julle lede wat op aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is. Paulus sê hier vir die gemeente dat hulle hierdie sondes moet doodmaak, want dit pas nie by 'n kind van God nie. Dit is die sondes waaroor die toorn van God oor die ongehoorsame kom. Vers 6, dit is 'n gruisonde in die oë van die Here. Dit is soos wat Jesus in Matteus 5 vers 29 en 30 sê, as jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Vers 30, en as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Jesus praat nie hier van 'n letterlike uitruk of afkap van jou ledemate nie, want dit is nie jou hand of jou oog wat jou laat sonde doen nie. Die sonde kom vanuit die hart van die mens. Daarom moet jy 'n hartsverandering ondergaan. Dit is jou hart wat moet verander teenoor hierdie sondes. Hy sê in vers 7 dat dit sondes was waarin hulle vroeër gewandel het. Hulle het daarin geleef, maar dit is voordat hulle saam met Christus opgestaan het. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die ou dinge moet verbygaan, daarom moes hulle harte verander het, want hulle is in Christus.
Want die Here koop jou nie los met sy kosbare bloed net vir jou om soos die wêreld te lewe nie. Daarom moet hierdie sondes in 'n kind van God se lewe doodgemaak word. Dit moet nooit weer opstaan in 'n kind van God se lewe nie. As kinders van God hierdie sonde doen, moet hulle klaar kry met dit. Dit is sondes wat nie hoort in 'n gereinigde hart nie. 'n Kind van God se wil verander wanneer hy tot bekering kom. Wanneer hy losgekoop is deur die kosbare bloed, dan verander die wil van die mens. Want waar die wêreld nie 'n probleem sien met hierdie sonde nie, sien 'n kind van God 'n probleem met hierdie sonde. Want ons kan nie in die sonde lewe. Dit vreet 'n kind van God van binnekant af op. Dit vat jou vrede weg wat jy wel by die Here vind as jy in hierdie sondes lewe. Psalm 51 vers 10: Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Ons daaglikse gebed moet wees dat ons harte rein sal wees voor God. Dat ons nie besig raak met dinge wat oneer tot sy naam sal bring nie, en dat ons gees sal vas wees daarop om rein te bly. Hierdie sondes moet nie geken word onder gelowiges nie, maar ook selfs nie genoem word onder die heiliges nie, soos ons lees in Efesiërs 5 vers 3. Die sondes wat hier genoem word, verwys meestal op die seksuele gebied soos hoerery, wat telkens deur Paulus se briewe verbied word, soos in 1 Korintiërs 6 vers 9 en Galasiërs 5 vers 19. Dit is werke van die vlees. In die dae wat ons leef, is dit al lankal nie meer onbekend vir mense wat saam bly en hierdie sedelose dinge doen nie. Ons sien dit in films, ons hoor oral van dit waar ons rond beweeg van mense wat net saam bly. En dan gebruik hulle altyd die verskoning, maar dit is geld spaar. Ek weet dit gaan swaar in Suid-Afrika, maar ek dink nie dit gaan so swaar dat jy moet sonde doen nie. Want dit bly sonde, my vriend. En daarom het Paulus ook aan die gemeente geskryf dat dit nie hoort by 'n kind van God nie, want dit doen nie. Maak nie saak hoe normaal dit vir die wêreld word nie, dit kan nie normaal wees vir 'n kind van God nie. Slegte begeertes verwys na dade wat na onsedelike aksies kan lei. Dit is sonde wat altyd meer wil hê, of dit nou meer materiële dinge is, of meer vleeslike plesier is, dit wil altyd meer hê, meer en meer en meer. En as jy hierdie sonde van begeerte nie doodmaak in jou hart nie, gaan dit aanhou om altyd meer en meer te wil vat. En dit gaan nooit tot versadiging kom nie. Matteus 5 vers 27: Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Vers 28: Maar ek sê vir julle dat elke een wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Begeerte is dalk nie 'n bewustelike sonde wat deur mense raak gesien kan word nie, maar God weet dit. Want God sien dit. God is alomteenwoordig. God sien wat jy in die duisternis doen, maar al hierdie dinge sal openbaar word op die dag wat die mens voor die regterstoel van God gaan staan. En daarop sal die mens beoordeel word op die goeie en die slegte. Daarom maak hierdie sonde dood. Bely en laat staan hierdie sonde as jy in hierdie sonde bly leef. Paulus noem ook die sonde van gierigheid. En wanneer hierdie sonde beset neem van jou trek, dit jou weg van God af. Die sonde van gierigheid trek jou al hoe verder van die Here af weg.
Daarom sê Jesus in Matteus 6 vers 24 dat jy nie God en mammon kan dien nie. Dit kan nie werk om 'n liefde vir geld te hê en te verwag jy gaan altyd tyd kry vir God nie. Dit is nie verkeerd om ryk te wees nie. Die Here seën mense op verskillende maniere. Maar wanneer dit geld belangriker raak as jou godsdiens, begin dit 'n sonde te veroorsaak in die hart. Begeerte is die een sonde wat jou sal maak om al 9 die ander gebooie te breek, deur net om hierdie een sonde te wil bevredig. Kyk maar wat het met koning Dawid gebeur. Een sonde van begeerte, en kyk hoeveel ander van die gebooie het hy gebreek. Dit bring ons by die volgende gedagte: as jy saam met Christus opgewek is, ondergaan innerlike heiligmaking. Kolossense 3 vers 8, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Paulus begin die vers met die woorde, maar nou moet julle dit ook aflê. Hy praat hier van innerlike heiligmaking, wat moet begin plaasvind in 'n kind van God se lewe. Hierdie sondes moet ook afgelê word. Dit is die dieper werk wat moet plaasvind in jou lewe. Hy praat hier reeds van mense wat hulle self bekeer het, wat gered is, wedergebore kinders van die Here. So moet ons ook, wat kinders van God is, hierdie innerlike heiligmaking ondergaan. Paulus sê hier dat ons hierdie dinge ook moet aflê. Vir baie wat hier sit vanaand het dit aanvaarbare sondes geword, om woede uitbarstings te kry in 'n vergadering, of oneerbare woorde uit jou mond uit te laat kom, saam met die manne om die braaivleisvuur. Daar waar die manne mos dink hulle is net te sterk en geen woord is sterker as die man langs hom. Wat se woorde gebruik jy langs die vuur? Daar waar jy saam met jou vriende langs die vuur staan, maar self toe met die dames. Maar as jy 'n kind van God is en jy getuig dat jy sekerheid het dat jy sy kind is, het jy hierdie innerlike heiligmaking ook as 'n opdrag gekry. Jy kan nie so gefokus wees op die ander duidelike sonde wat ander mense doen en voel dat jou woede uitbarstings of jou toornigheid of jou skandelike taal wat uit jou mond uitkom nie so erg is soos die man wat ander sondes doen nie. Soos die wat ons van lees in hoofstuk 5. Jy moet hierdie sondes ook aflê. Soos 'n boer wat na 'n lang dag wat hy beeste gewerk het, sy stowwerige klere uittrek, so moet jy ook hierdie sondes uittrek en aflê. Sodat jou lewe as kind van God nie skade sal bring tot sy naam nie. Ek praat in die week met 'n ek sien Willie is daarom hier nie, so ek kan my woord mechanic gebruik. Maar ek praat in die week met 'n mechanic en hy sê vir my, laat alle mense verskillende werke het. En hulle wat met hulle hande werk, kan dit nie altyd beheer as hulle woede uitbarstings kry, of as hulle lelike woorde uit hulle mond uit laat gaan nie, want hulle bedoel dit nie eintlik nie. Maar dit wat die hart van vol is, daarvan loop die mond van oor. Maar die woorde wat jy spreek in die tyd wat dit moeilik gaan, of wanneer dit druk besig raak by die werk, of as jy daar besig is in die kar, en die bout val daar in die oliepan van die kar. Wat is die woorde wat jy daar gebruik? En dan vir die dames, dan kyk wat, ek weet nie, 'n voorbeeld gebruik van as jy groen boontjies brand. Wat is die woorde wat daar uit jou mond uitkom? Daai
daai woorde wat uit jou mond uitkom op daai stadium is van kardinale belang. Want op daai stadium kan jy 'n getuie wees vir iemand wat nog verlore is. So wat kom uit jou mond uit op daai stadium, broer, suster? Efesiërs 4 vers 29, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Bou jou woorde iemand op in die geloof of breek jy dit af? Bring jy dalk net skade aan God se naam deur die woorde wat jy sê? Jou getuienis word baie vinniger afgebreek oor woorde wat jy sê in tyd van woede of enige plek as wat jy dink. Dan sien ons in vers 10 van die geleesde gedeelte dat ons homself met 'n nuwe mens beklee het. En soos die boer sy vuil klere uitgetrek het en homself weer beklee het met skoon klere, so moet ons ook doen. Ons moet vernuwe word in die kennis van die Skepper. Wees heilig, want ek is heilig, soos wat ons lees in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Ons hele lewenswandel moet geheilig word, nie net die uiterlike nie, maar ook die innerlike. Uiterlike heiligmaking is maklik, maar die dieper werk wat net die Gees van God kan bewerk. Daar diep in die diepste van die hart moet jy oopstel dat die Here dit kom reinig. Daai dieper innerlike heiligmaking. Efesiërs 4 vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Verwyder die sonde uit jou lewe uit. Moet nie toelaat dat dit in jou hart broei en net meer en meer word nie. Want hoe meer dit word, hoe meer lei jou getuienis van redding skade vir die mense wat nog verlore sit in die wêreld. Jy het 'n getuienis om te lewe. So stel jouself oop vir die innerlike heiligmaking. Stel jou hart oop. Begeer die innerlike heiligmaking. As jy saam met Christus opgewek is, laat die woord van God in jou woon. Kolossense 3 vers 16a, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Paulus sê hier vir die gelowiges in Kolosse dat die woord ryklik in hulle moet woon, dat dit deel van hulle moet wees, deel van hulle lewe moet wees. Die valse leraars het met mensgemaakte tradisies, godsdienstige reëls en menslike filosofieë na Kolosse gekom. Hulle het probeer om God se woord met hulle lering te versoen, maar dit het nie gewerk nie. God se woord verheerlik altyd Jesus Christus. En dieselfde wat vandag gebeur in ons lewe, waar kerke die woord van God wil verkleineer en minder ag as wat dit waarlik is. So het dit gebeur in die gemeente van Kolosse. Soos wat die woord, die ware evangelie na die gemeente Kolosse toe gebring het, soos ons dit vind in Kolossense 1 vers 5, so het die woord ons lewe ook geformeer. Dit is die woord wat vir ons lewe gebring het. Nie net 'n lewe nie, maar ook die ewige lewe voortgebring deur Jesus Christus. Maar dit is hartseer om te dink dat daar hoeveel mense getuig van hulle redding, maar daar is geen liefde vir die woord van God in hulle lewe nie. Dit is hartseer om dit te beleef. Hulle lees nie die woord nie. Hoe kan jy 'n liefde vir die woord hê? Hoe kan jy sê jy het 'n liefde vir die woord as jy dit nie wil lees nie? Dis fisies onmoontlik.
Hulle spandeer nie tyd daarin om 'n dieper in te grawe in die woord van God nie. Spandeer tyd en grawe dieper in die woord van God uit. Soos wat ons nou in die konsensstorie ook van gepraat het, hoe meer jy die woord lees, dan vind jy die ware God. Dan sien jy God vir wie hy waarlik is. Maar dit kan jy net beleef as jy die woord van God lees. Dit laat my dink aan die een kinderliedjie, ek glo hulle gaan dit op hierdie VBS ook sing. Why don't you dig a little deeper in God's love? Why don't you dig a little deeper in the storehouse of His love? Hoekom nie? Hoekom grou baie kinders van die Here nie dieper in die woord van God nie? Daar is soveel verskonings wat kinders van God maak. Hoekom hulle nie tyd saam met die woord spandeer nie? En as jy van julle sit wat altyd verskonings het, hoekom julle nie die woord lees nie? Hoekom is daar nooit soveel verskonings vir julle sepies nie? Of vir sport? Daar is altyd baie verskonings wanneer dit by die woord van God kom, by die tyd van God. Maar hoe wil jy meer respek hê vir aardse dinge, mensgemaakte dinge, as wat jy vir die woord van God het? Psalm 119 vers 11. Ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dit is ook deur die woord wat in jou hart is, wat jou kan sterk maak in versoekings. Toe Jesus versoek was deur die duiwel, het Jesus uit die woord uit die duiwel geantwoord op die versoekings. Uit die woord uit. Maar as dit nie hoekom baie gelowiges in vandag se lewe so struikel, 'n val en opstaan lewe lei, want hulle ken nie die woord van God nie. Hulle spandeer die tyd in die woord van God nie. Hulle bære nie die woord van God in hulle harte nie. Die woord van God woon nie ryklik in kinders van die Here se lewe, in baie van mense se lewens deesdae. Wees ingestel in die lewe om tyd in die woord te spandeer. Wees iemand wat die tweesnydende swaard gebruik, maar ook weet hoe om dit te gebruik. Ons wil mense evangeliseer, maar ons ken nie die woord van die Here. As iemand vandag uitroep en iemand vra, ek kort hulp, ek soek die Here, ken jy die woord goed genoeg om die Here aan daai kind of volwassene bekend te maak? Ken jy die woord goed genoeg om hom na die Here toe te lei? Daar's een klein treukie tussen lewe en dood. So fokus daarop om die woord van die Here te ken. Laat dit ryklik in jou woon. Baie mense het baie aardse kennis oor sekere goed. Mense kan vir hulle enigiets vra. Maar wanneer dit by woord van God kom, dan ontbreek daai kennis heeltemal. Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Daarom moet jong mense ook begin besef dat sosiale media nie jou gaan help om jou pad suiwer te hou nie. Jy kan hoeveel Christelike video's kyk op YouTube en ander sosiale platforms wat daar is, maar dit gaan oor die tyd wat jy in die woord spandeer.
die stilte tyd saam met die Here. Matteus 6 vers 6. Maar gaan jy in die binnekamer? Jy moet daagliks in die woord van God tyd spandeer. Dis hoe jongeling sy pad suiwer hou, om dit te hou na u woord. Maar jy moet ook die woord van die Here ken, sodat jy nie deur allerlei dwaalinge meegesleep word wat deesdae op sosiale media versprei word nie. Want mense dwaal omdat hulle die skrifte nie ken nie, soos ons lees in Matteus 22 vers 29. As jy getuig dat jy saam met Christus opgewek is, moet jy die woord van God ryklik in jou laat woon. Want deur die woord van God sal die mense weet hoe om heilig te lewe en wat van hulle verwag word om as kind van God op te tree. Hoe om as kind van God te leef. En deur om die woord van God te ken, sal die gelowige ook weet hoe om die woord van God reg te sny. 2 Timoteus 2 vers 15. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat homself nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Word iemand wie deur God gebruik kan word. Die wie vanoggend een van die Vadersdag geskenkies gekry het. Gaan lees daai versie. Gaan lees die boodskapie en beantwoord die vraag self aan jou. Is jy iemand wie God kan gebruik? Wat die woord van God reg sny? Wees iemand wat nie net 'n hoorder is van die woord nie, maar ook 'n dader. Iemand wat woord by daag voeg in jou lewe. Ek sluit af. Heiligmaking is die wil van God, soos wat ons ook lees in 1 Tessalonisense 4 vers 3. En heiligmaking begin al by jou wedergeboorte. Maar jy moet op 'n punt kom in jou geestelike lewe waar jy die tweede genade werk deelagtig word. Die dieper heiligmaking, daai krisis van heiligmaking. Jy moet begeer om 'n dieper heilige lewe vir Here te lei, te leef. Dit is 'n opdrag van God af soos wat dit vir die volk was in die woestyn. Soos dit 'n opdrag vir ons ook om heilig voor die Here te lewe. Soos wat ek die vers lees het in 1 Petrus 1. Wees heilig, want ek is heilig. En verdiep jouself daarin om die woord in jou hart te bære, veral in die tyd waar mense die woord van God wil verdraai en dit wil afmaak as 'n geskiedenisboek. As jy tyd in die woord van God spandeer, dan sal jy besef dis nie 'n geskiedenisboek nie. Dit bevat wel geskiedenis, maar die woord van God maak lewe. Hy gee lewe. Hoeveel mense probeer nou om die woord meer lewe te gee. Maar 'n mens, ons nietige mens, hierdie die vlees van ons kan nie hierdie woord lewe gee nie. Hy maak lewe. Hy gee lewe. Hy gee nuwe lewe vir 'n kind van God. Die woord lei 'n verlore sondaar na dieper dieptes vir die Here. Dit is die woord wat mense na God toe lei. Wat mense tot bekering lei. As jy hier sit vanaand en jy weet jy nog nie die dieper heiligmaking ondergaan nie,
vra dat die Here jou sal lei om dit te smaak. Om hierdie krisis oor die lewe te bring van heiligmaking. Laat jy dit sal smaak. Laat jy sal wil heilig lewe voor die Here. Want hy het ons losgekoop deur sy kosbare bloed. En as jy jou liefde vir die woord van God verloor het, as jy kan onthou daar, jare terug, maande terug, was daar 'n tyd wat jy jouself ingelewe het om die woord van God te lees. En die woord het verandering in jou hart gebring. Kom weer by daai punt uit. Kom in die binnekamer en klaar dit uit met die Here. Ons moet na die woord smag soos 'n pasgebore babatjie na melk. Soos wat die woord van die Here ook sê. En as jy nog nie wedergeboorte ondergaan het nie, en jy weet nog nie hoe voel hierdie innerlike heiligmaking nie, hoe voel die uiterlike heiligmaking nie, maak jou saak reg met die Here. Die woord van die Here sê, waar Jesus ook sê, ek staan by die deur en ek klop. Antwoord op die Here se roepstem as hy jou roep tot bekering. Die lewe is te kort om met jou lewe rond te speel. Ons sien dit daagliks hoe jong mense doen, selfs ouer mense. Maak jou saak reg met die Here. Kom in die binnekamer en kom weer op die punt waar jy heiligmaking deelagtig word. Die dieper heiligmaking, 'n dieper heilige lewe vir die Here. Amen. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons net kan bid en vra dat U met elke een sal wees. Here, waar soveel verlore mense sit in die wêreld, Here, vra ek dat U met elke kind van U sal wees. Here, laat U ons sal lei in heiligmaking. Here, laat ons die dieper heiligmaking sal uitleef. Here, en daarna sal begeer om net al hoe meer en al hoe meer heilig voor U te wandel. Here, ek vra dat elke jongeling, elke jong mens sy pad na U woord sal hou. Here, en laat elkeen die woord ryklik in U sal laat leef. In ons harte sal laat leef. Here, ek vra dat U ons sal lei. Here, in ons lewe daar buite in die wêreld. Here, dat ons waarlik vir U 'n teken sal wees, 'n lig sal wees vir U. Here, daar is soveel dinge wat gebeur in mense se lewe daagliks. Here, maar ek vra dat U asseblief deur U Gees elke persoon sal lei hoe om te reageer op daai stadium. Here, as daar nog dinge is in iemand se lewe wat vanaand hier sit, vra ek, Here, dat U dit sal uitneem. Here, uit hulle harte sal wegneem. Here, dat hulle meer heilig sal lewe voor U. Here, dat hulle self bereid sal stel, hulle self beskikbaar sal stel om te lewe volgens U wil. Here, dat hulle nie sal dink, wat doen hulle reaksies aan ander mense se getuienisse. Here, daar is soveel mense wat nie meer wil glo, omdat die mense wat sê hulle is kinders van U nie meer reg gelewe nie. Here, maar ek vra dat U elkeen van ons sal lei. Here, dankie dat ons dit in Jesus se naam kan bid. Here, en as iemand hier sit wat nog nie tot bekering gekom het nie, wat nog nie hulle saak met U reg gemaak het nie. Here, wat voel, Here, wat weet dat U hulle geroep het.
vra ek, Here, dat U asseblief vanaand met hulle sal wees. Here, dat U net meer oortuiging in hulle hart sal werk. Here, laat hulle vanaand, as hulle besluit om dit in 'n kamer te doen, Here, dat hulle daar op hulle knieë sal sak en hulle saak met U sal regmaak. Here, die koms is naby. Here, maar party van ons gaan nie lewe tot by die koms nie. Want elke persoon moet sterwe, een of ander tyd. Here, maar ek vra dat die verlore sondaars dit sal besef en dat hulle saak met U sal regmaak. Asseblief, Here. Ons bid in Jesus naam. Amen.